Kom ons maak die Bybel vanoggend oop by Lukas hoofstuk 15. Lukas 15 gaan oor twee geleenthede wat daar mense by mekaar genooi word om te eet. Ons gaan nou daarna kyk, maar ons is ook vanoggend hier om die nagmaal saam te kan gebruik en nou 'n klompie van ons wat kosmaandjie gebring het, kan gaan saam eet. En die van ons wat nie 'n kosmaandjie gebring het nie, julle kan ook maar kom saam eet. Ek is seker daarvan, daar sal genoeg wees vir almal. So kom ons met die Bybel voor ons oop, Lukas 15, word ons stil voor die Here. Ons bid dat die Heilige Gees die woord sal oopbreek vanoggend. Vader, dankie dat ons tot U kan nader in die naam van ons Koning en Here Jesus Christus. Here Jesus, ons bely vanoggend, U is Here. U is die Here van ons lewe. U is Here van NG Gemeente Stella. U is die Here. En dankie dat ons vanoggend by U voete kan kom stil sit, as U ook 'n stukkie lering gedoen het en vir die Fariseërs ietsie hard gesê het, dat ons ook kan kom sit en sê, Here, kom praat U met ons. Kom spreek U, Here, ons sal luister. Kom maak ons vanoggend ons gees oop, ons hart oop, om U woord te hoor vir ons lewe vir vandag. En dankie vir 'n geleentheid om hierna by die nagmaal te kan aansit en gevoed te kan word deur die brood en die wyn. Seën vir ons en ons saam wees, Here, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou, my prediking, my fokus gaan wees vanaf vers 15 tot 24 uit Lukas 14. Maar ek moet vanaf vers 1 'n paar verse lees. So vers 1 is belangrik vir die konteks van hierdie hele gedeelte. Op 'n Sabbatdag, dis die Sabbat, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het om daar te gaan eet. So hou hierdie ene huis by die huis van 'n vooraanstaande Fariseër. Hy daar gaan eet en dan die res kan julle lees, daar's 'n man wat aan watervloeiing gelei het. Op die Sabbat het Jesus hom genees en dan die gesprek tussen Jesus en die Fariseërs, kan mens dan nou nie iemand op 'n Sabbat genees nie. Maar dis nie waarop ek gaan fokus nie. Die belangrikste, hy is by die huis van 'n Fariseër, 'n belangrike man. En dan vers 7. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek. So wat gebeur? Die Fariseër het natuurlik 'n klomp mense genooi. En wat doen hulle? Hulle hardloop almal om by hierdie vername Fariseër die ereplek in te neem, dalk langs hom, naby hom aan tafel te gaan sit. En toe Jesus merk dat die genooides die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou sê, vriend, kom sit hier voor hier by my. Dan sal jy in die agting van al die ander gaste styg. Ek gaan nie daaroor praat nie, maar hierdie vers 11 tot en nou vorentoe is nou weer belangrik vir dit wat Jesus hierna sê. Hy sê, elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of jou broers of families of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee,
nooi dan die armes, die krepeles, die verlamdes, die blindes. Letterlik, nooi daai wat die samelewing uitstoot. Nooi hulle. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. En dan, vers 15, een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir Jesus gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. So, hier is dit nou baie interessant. Hier vat Jesus eintlik hierdie vername fariseer aan. En hy sê vir hom, weet jy, is eintlik 'n skande. Dit is 'n skande dat jy net die rykes en die vooraanstaandes en die belangrike mense van die samelewing nooi om saam met jou aan tafel te kom sit. Dit is eintlik 'n skande dat jy nie die armes, die krepeles, die blindes, daai wat die samelewing uitstoot nooi nie. En hier sit 'n man en hy sien, hier is nou moeilikheid. En wat doen ons as ons sien, hier is 'n situasie wat nou 'n potensiële bom is wat kan ontplof, dan verander ons die onderwerp. En hierdie man kom verander die onderwerp. Hy sê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Nou, dit is 'n Jood. En hierdie Ou Testament gelees, onder andere Jesaja 65, wat praat van die maaltyd. So die Jode het ook uitgesien met verwagting na 'n maaltyd by die Here in die hemel. En hier verander hy die onderwerp skielik. Is daar nie 'n maaltyd waarna ons kan uitsien nie, en gelukkig as ons by die hemelse maaltyd kan aansit. En toe sê Jesus vir hom, en hier vertel hy nog 'n gelykenis. En die gelykenis het 3 dele. Daar's 'n uitnodiging, daar is die tweede deel, die verskonings, en die derde deel, die reaksie van die gasheer wat uitgenooi het. So kom ons lees wat hier gebeur. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. En toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle het begin almal, die een na die ander, om verskonings te maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop, en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop, en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom deel nie. Nou die slaaf kom toe terug en vertel alles vir die eienaar, en toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate, die gangetjies van die stad, en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen. Later kom die slaaf, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie, die lanings, en dring daarop aan by die mense om te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal my mond aan my kos sit nie. Nou, ek gaan hom so in hierdie dele, 3 dele, so stukkie vir stukkie oopmaak. Heel eerste, die uitnodiging na 'n groot maaltyd. Nou, belangrik hier is Jesus, hierdie man sê, gelukkig is die wat eendag saam in die koninkryk aan 'n maaltyd sal deelneem. En as Jesus hierdie gelykenis vertel, dan vertel hy van 'n eskatologiese maaltyd, 'n maaltyd wat eendag by die Here in die hemel sal plaasvind. 'n Maaltyd waar God, hy is die gasheer, almal uitnooi. 'n Maaltyd waar Jesus, wat die dienskneg is, gestuur word om mense in te nooi. So, maar kom ons gaan kyk na hierdie ding, hierdie gelykenis. Duidelik 'n groot maaltyd
en die mense word uitgenooi. En almal wat uitgenooi is, in ons taal, hulle het ge-RSVP. Ek weet nie waarvoor dit staan nie, Magriet. Reserveer jou plek voor daai datum. So hulle het hulle plek gereserveer. Hulle het almal gesê, ons kom, hou ons plek, ons sal daar wees. En toe die tyd aanbreek, toe kom die verskonings. Nou, die een sê, ek kan nie kom nie. Ek het 'n stuk grond gekoop, ek moet na die grond gaan kyk. En julle as boere, koop jy sommer 'n stuk grond sonder om na die grond te gaan kyk? Nee, daai man het al na die grond gekyk. Hier gooi hy nou 'n slapkaart, soos die kleerlinge daan van Wyksvlei gesê het. Hulle gooi 'n slapkaart vir die dienskneg. Ag nee, wat gaan sê vir jou, meneer, ek het 'n stuk grond gekoop, ek gaan na die grond kyk. Die ander ene sê, ag weet jy wat, ek het 5 paar osse gekoop. Ek wil eintlik gaan kyk of hierdie osse kan ploeg. Nou, niemand sal osse koop as hulle nie weet die osse kan ploeg nie. Niemand sal 'n trekker gaan koop. En as die trekker op die plaas afgelaai word, dan sê jy, ek wonder of hierdie ding ooit kan ploeg nie. Ek sien Laurens, jy smaai lekker. Het jy al so 'n foutjie gemaak, Laurens, en dan kan hy nie ploeg nie? Nee. As ons 'n trekker koop, dan maak ons seker hy ploeg. Niemand van ons wat 'n kar gaan koop, koop net 'n kar en weet nie eers hoe hy ry nie. Ons gaan ry hom voor die tyd. Dan sê ons, nee man, die ding, hy's lekker. Ek sal hom vat. Nou, hier kom hierdie ou, en hy sê, ag, gaan sê vir jou meester, ek het 5 paar osse gekoop, ek gaan hulle gou uittoets. En die ander ene, wat amper geldig klink, hy sê, ek het getrou, ek het 'n vrou, ek kan nie nou kom nie. Maar nou dink ek by myself, as jy het mos nou geweet jy gaan trou, en jy het nou nog hierdie uitnodiging aangeneem, en jy het geweet die goed gaan saamval, hoekom het jy dan ja gesê vir die? Maar die ander ding is, ek sal mos graag my vrou wil saamvat. Ek sal mos sê, skat, gratis ete, uitnodiging, kom ons gaan eet, kom ons gaan vier fees. Maar hier kom hy en hy sê, ek is getroud, ek kan nie nou gaan nie. Nou vra ek vir myself die vraag af, as die ou se pelle by hom gekom het, gesê, kom ons gaan kyk vanmiddag rugby op Nieuweland, dan sou hy gesê, yes, ek is getroud, maar skat, kan ek gaan rugby kyk op Nieuweland. So, as ek hierna kyk, dan is dit letterlik 3 groepe mense met verskonings soos wat ons maar baie keer opdis. Ons kan sê dis flou verskonings. Julle sal mos weet, julle het al mense genooi, dan net voor die tyd, dan bel hulle en sê, ag, ek kan nou nie meer kom nie, want sis en so. Dan weet jy eintlik, daai ene het nou 'n liegstorie vir jou opgedis, of hy het nou maar 'n flou verskoning gegee. Maar wat gaan hier aan? Ek dink, mense het gekom en gesê, my prioriteit het geskuif. Toe ek die uitnodiging aangeneem het, was dit my prioriteit. Maar sorry, my prioriteit het nou so bietjie geskuif. Daar's nou skielik ander goed wat vir my belangriker is. En in die konteks hiervan, ekskuus, Here, die koninkryk is vir my belangrik, maar my prioriteit het nou net so bietjie geskuif. Is nie dat hierdie nou nie belangrik is nie, maar my prioriteit het verander. En nou stap ek hier deur Stella gemeente en ek besoek mense en ons is besig met 'n proses om lidmate betrokke by elkeen betrokke te kry iewerste. Dan is daar ook 'n paar verskoningkies.
Klink hierdie bekend? As ek lidmate besoek wat nie kerk toe kom nie, dan sê hulle, o, dominee, ek kan nie kerk toe kom, ek kyk my klere. Sê ek, wat, asof hulle nou nie klere het om kerk toe te kom nie. Dan kyk ek so, dan sê ek, maar, dink ek by myself, maar jy het klere aan, ek sien niks fout met daai klere nie. Ander interessante ene, besoek ek die lidmate, vertel hulle was nou 2 weke weg met vakansie, sê ek, maar hoekom kom julle nie bietjie kerk toe nie? Nee, dominee, op Sondag moet ek die plaas oppas. Nou wat het nou van die 2 weke vakansie geword? Wie toe die plaas opgepas? Maar Sondag kan ek die kerk toe kom nie, want ek moet die plaas oppas. So asof God nie my plaas kan oppas nie. So asof ek beter na my goed kan kyk as God. En as mense uitnooi om by bediening betrokke te raak, of as ek mense besoek en sê, wil jy nie op die kerkraad kom dien nie? Ai, dominee, ek is te oud. Ek kan nou nie hierdie ding meer doen nie. Los het vir die jong mense. Ai, dominee, ek is te besig. Dominee, ek het nie tyd nie. Ek voel nie reg daarvoor nie. Dominee, gebruik eerder iemand anderste. Dan gaan die verskonings aan. En as dit kom by ons om rentmeesterskap te beoefen, het ek ook al 'n paar interessante verskonings gehoor. En dan dink ek, dit is maklik vir hierdie mense om vir die diensknegt te sê, gaan sê vir die meester, ek het 'n plaas gekoop, ek het 'n osse gekoop, ek het getrou, gaan dra jy my verskoning oor. Maar hulle stap nie self na die gasheer toe en sê, hoi gasheer, ek het 'n verskoning, ek het 5 paar osse gekoop, ek kan nie nou gaan nie. Dan wonder ek by myself, en dis iets wat my in my lewe al tot stilstand geruk het. So my maklik om 'n verskoning vir iemand te bied, veral as dit gaan oor God se koninkryk. Dit is nie so maklik om op my knieë te gaan en te sê, Here, ek hoop u sal verstaan dat ek dink ek kan my plaas beter oppas as u, so daarom gaan ek nie kerk toe nie. Here, ek hoop u sal verstaan dat ek regtig nie tyd het in my dag om nog iewerste by 'n gemeente betrokke te raak nie. Hoe sal dit wees vir my en vir jou om by die Here te gaan kniel in aanbidding en te sê, Here, ek kan nie geld gee om die koninkryk van God te bevorder nie. Want Here, u weet, my kinders, my vrou kyk graag TV en prioriteit het geskuif. Daai ding van soek allereers die koninkryk van God en die wil van God. Nee, Here, ek het daarom nog bietjie iets anderste. Here, stuur u iemand anderste om die evangelie te gaan verkondig, want ek het nie woorde nie. Here, ek kan nie. Jy sal weet, as God jou uitnooi en jy moet om iets te doen en jy moet 'n verskoning opdis, wat dalk die verskonings is wat jy al aangebied het vir mense, maar kan jy dit vir God gaan sê? Maar die Here laat hom nie afsit nie. Die Here is nie afhanklik van ons nie. In hierdie geval, die Here was nie afhanklik van die Jode nie.
En die slaaf kom terug. En hy sê, hierdie wat u uitgesoek het, u volk, hulle sê nee. Dan stuur hy en sê, gaan roep die mense, die onaansienlikes, nooi hulle. So hy bring 'n nuwe uitnodiging, gaan na die strate toe, die gangetjies van die stad, en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen. En nou dink ek, so klompie jare terug het ek in Pretoria elke Saterdagoggend was ons so groep wat in die strate ingegaan het. Dan kom jy in Brownstraat, dan lê die mense so sardientjies langs mekaar onder so 'n stukkie dak, lê hulle. Dan maak ons hulle wakker en sê, kom, ons het vir jou kos, kom, staan op. En daai eendag kom hierdie een man so regop en sy vriend langs hom. En nou staan en kyk ek wat gebeur hier. En hy het daar 'n ding en hy spuit homself, want hy moet opstaan. En toe hy so op 'n haai is, toe trek hy daai bloed en toe spuit hy sy vriend in. Dag, wat? En as die Here dan sy dienskneg uitstuur na die gangetjies toe, na die strate van die dorp toe, dan gehaal hy daai mense. Daai wat ons nie maklik mee assosieer nie. Ek onthou, ons het gegaan, ons het hulle kos gegee, en ons het hulle voete gewas. Die eerste dag, wat ek so vuil, stinkende man se voete moes was 'n magtige bekering vir my. Want ek het so rondgekyk en gedink, is hier nie iemand anderste wat dit eerder kan doen nie. Hy stuur hulle op, haal die armes. Daai armes het nie 'n verskoning gehad, hulle het gesê, ek kom, gratis kos, ek kom. Daai krepeles het nie gesê, my heup gaan pyn of my been gaan dit nie maak as ek soontoe moet loop nie. Hulle het gegaan. Die blindes het nie gesê, ek kan nie sien waarna toe om te gaan nie. Hulle het gegaan. Die verlamdes het nie gesê, is niemand om my te dra nie. Hulle het gesorg, hulle kry iemand en hulle gaan. En dan kom die dienskneg by die meester en sê, daar's nog plek oor. Dan sê hy, maar gaan na die paaie toe. Haal die mense nog op die straat. Gaan na die lanings toe, letterlik, gaan soek onder die bosse vir die bosslapers. Gehaal daai mense. Dan is dit so in teenstelling met die wat die fariseer na sy ete genooi word. Gaan soek en gaan reik uit na die mense wat in gewone mense se oog nie 'n plek het nie. Gaan na hulle toe. 'n Gemeente. Dit is God wat ons stuur om te gaan en die evangelie te gaan verkondig aan daardie mense. Laat hulle deel word van die gemeente, dat hulle tot bekering kom. Is ons wat gestuur word om na hulle toe te gaan, wat nie welkom is op ander plekke nie. Maar is altyd welkom by die Here. En nou sluit ek af met hierdie. Baie interessant. Dan sê die meester, dit verseker Jesus sê, dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Wie is die mense wat genooi is? Ou Testament, die Jode is genooi. Die Jode het gesê, sorry, stel nie belang nie.
En dan gaan dit uit en dan gaan nooi hy ons wat nie in die oë van die Jode heidene is, wegwerplik is. En dan hierdie woorde, onthou dit was die gasheer se ete. Dan kom Jesus en hy sê, hulle sal hulle mond nie aan my kos sit nie. Daar kom Jesus en hy sê, dis sy kos, dis sy maaltyd. En ons sit vandag hier, ons is nog nie by die Here in die hemel nie. Maar Jesus nooi ons vandag om ook ons mond aan sy kos te kom sit. Want Jesus het gekom daar in 1 Korintiërs 11, dan sê hy, ek het van die Here ontvang wat Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy homself kom aanbied as die maaltyd, my kos. Hy sê, die Here Jesus het brood geneem, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En die Here Jesus het die beker wyn gevat, en hy het gesê, hier is my drank, dit is my bloed. Gebruik die beker van die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle my kos eet, elke keer as julle van hierdie brood eet, uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Mag gemeente, vanoggend vir jou en my hierdie woorde, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek, voordat hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef, dat dit die liggaam van die Here is, bring 'n oordeel oor homself. Jesus Christus kom bied homself aan as 'n maaltyd. Ons kan vandag met 'n geloofsmond hierdie maaltyd eet, nou. Maar ons kan dit ook doen terwyl ons uitsien na die hemelse maaltyd waarin elkeen van ons uitgenooi is. Kom ons ondersoek onsself. Eerlike selfondersoek, is ek reg? As jy 'n paar flou verskonings sal aangebied het vir die Here, bely dit. As daar sonde in jou lewe is, wat jy weet, bely dit, sodat jy nie 'n oordeel vandag oor jouself eet nie. Gee vir almal tyd vir stil gebed. Hier voor is stoele oop, en ek het vir oom Molie en tannie Anna gevra om hier te kom sit. Hy het gister 89, ag, is 'n jeugtige ouderdom. Oom Molie, hardloop gou vorentoe, dan kom sit julle hier voor. Tannie Rina, nee, ek het jou nie geroep nie, Laurens, sit. Tannie Rina, kom sit hier voor by ons. Tannie Rina, sy seun is in Australië in die hospitaal, en sy kan nou nie daar wees nie. En ek het so 'n bietjie in die strate en die gangetjies geloop, en vir Laurens gekry. Laurens, Jesus sê, die armes is welkom by sy tafel. Kom sit jy ook hier voor. En dan sê Jesus, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie. Bianca,
Kom sit jy ook hier voor. Laat sy. Bianca, kom sit jy maar sommer hier langs my en so. Laat sy. Vader, soos ons gesing het, dankie dat ons genooide gaste is, deur Jesus Christus, u diensknegt, wat u gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Dankie dat ons wat Jesus Christus as Here aangeneem het, nou saam die nagmaal kan gebruik. En ons kom nou na u tafel, Here, om hierdie fees te geniet. En ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. Amen. Die Here Jesus Christus het die brood gebreek en gesê, eet, dink daaraan en glo, dat my liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Kom ons eet hierdie brood vandag met 'n geloofsmond om te sê, dankie Jesus, vir wat u vir my aan die kruis gedoen het. Die Here Jesus het ook gesê, o ja, Kobus, jy moet maar daai ene bring, want aan die ander gaan mors, sê sy. Bianca, Jesus het gesê, dit is my bloed. Drink, dink daaraan en glo, dat my bloed gevloei het, as 'n volkome versoening vir al jou sondes, Laurens. Deur sy bloed is ons skoon gewas van al ons sondes. Kobus, kan ek die beker kry? Dankie. Sal nog iemand wat die beker verkies? Kom ons as gemeente staan en dan sing ons die Onse Vader gebed.